Tanya, ek wil baie graag praat oor speldwurms vandag. Speldwurm, Enterobius vermicularis, parasiteer net op mense. Naasverwante speldwurm Enterobius anthropobicheki, en vergewe my Latyn, besmet die sjimpansees en nog 'n familie speldwurms, parasiteer gorillas, en daai naam gaan ek liewer nie noem nie. Speldwurms besmet ook 'n hele klomp werveldiere en ongewervelde diere. Wetenskaplikes het speldwurms se bestaan al nagespoor in die Mesozoïkum tydperk. Dit is die tydperk van dinosourusse, ongeveer 252 tot so wat 66 miljoen jaar gelede. Dis ook die tydperk waar keelplante in ontstaan het. In die 3 tydperke van die Mesozoïkum het dinosourusse ontstaan, voëls, soogdiere en blomplante. Speldwurms word ingeasem of ingesluk. Ander woorde, hy word ingeasem, hy moet in die lug versprei word. En ek het 'n paar keer al gepraat oor die lug wat ons inasem. Die larwe broei in die dun darm uit nadat dit 2 keer binne die eier van fase 1 na die volgende fase ontwikkel het. Daarna beweeg die speldwurm na die dikdarm of die kolon. Daar vind weer 2 ontwikkelingsfases of vervellings plaas. Die speldwurm kan geslagsrypheid en volwassenheid bereik binne 2 tot 6 weke, afhangende van die ideale omstandighede binne in die spysverteringsstelsel van sy gasheer. Volwasse wyfie is van 8 mm tot 13 mm lank. Die mannetjie is 'n bietjie kleiner, van 2 mm tot 5 mm, en het 'n bekende krul in die stert wat mens gewoonlik by ronde wurms vind. Speldwurms spaar in die laaste gedeelte van 'n mens se dindarm, waarna die mannetjie afsterf. Die dragtige speldwurm wyfie migreer dan na die kolon toe, waar hulle vir weke bly en op die darm inhoudelike voed nadat hulle hul eiers ontwikkel. Die wyfie ontwikkel tussen 11.000 en 18.000 of 16.000 eiers, korreksie. Wanneer die wyfie se eiers volledig ontwikkel het, migreer sy in die nag na die gasheer se anus. Lê dan buite die anus die eiers, skei ensieme af om die anus te laat jeuk en sy vrek daarna. Hierdie ensieme is 'n belangrike metode van die speldwurm om wurms te versprei. En dit moet nou baie belangrik onthou word. Wanneer vrouens verkeerde metodes aangeleer het om hulle self skoon te maak na toiletgebruik, is dit moontlik dat hulle speldwurms van die anus na die vaginale area toe kan self versprei. Die eiers van die speldwurm is mikroskopies klein. Dit is maar gemiddeld 0.05 tot 0.06 mm groot. Die blote oog sal dit nie sien, sou die kundige mens nie daarna kyk of soek nie. Dit is boonop ook heeltemal deurskynend. Daar word weer eens met groot respek verwys na die Suid-Afrikaanse unieke uitdagings met water en sanitasie. En hoeveel mense wat ontlasting in die veld en die bosse moet doen, en sommige gebiede ontlasting in die veld teen die walle van hoofpaaie, soos daar in die Kaap. En as hierdie spulletjie droog word, dan waai dit oor die paaie waar soveel mense loop en ry. Anders se disfunksionele toilette asook die gebrekkenstoilette vererger hierdie probleem. 'n Probleem waar mense werk en hulle brood moet verdien. En so word hierdie probleem almal se probleem. Speldwurm het 'n unieke manier van verspreiding dus. Die wyfie skei saam met die eiers wat sy lê ook die slijmlaagie af wat ensieme is. By die gasheer se anus erg irriteer soos genoem en dan juk dit. Hierdie irritasie veroorsaak 'n gekrap en 'n gevryf waar daar nie regtig gekrap en gevryf moet word nie. Op die manier beland die eiers onder andere as een metode onder die gasheer se vingernaels. Gasheer wat nie sy hande was of kan was wanneer hy sy toilet gebruik nie, sproei so die eiers oral waar hy kan vat, ook aan wie hy vat, soos aan jou in jou goedere in 'n winkel. En vir hierdie rede wil ek baie graag die gebruik van 'n bidet
beklemtoon, waarmee wanneer jy dan jou toilet gebruik het om jou mooi sterk en skoon af te spoel binne in die toilet, voordat jy papier gebruik. Mense is gedwonge om goed te vat, het sy dit in 'n huispak, roltrappe, klere by winkels is, kos by inkopiesentrums, koffie by 'n winkel, noem maar enige plek op. Mense vat ook gedurig aan hulle neuse. Mense soen mekaar ook baie graag wanneer hulle mekaar groet. Speldwurms kom veral by klein kindertjies voor. Hulle word op allerlei maniere by die skole, versorgingssentrums en selfs by hospitale besmet. Speelgoed wat met ander kinders gedeel word, kan besmet word. Op so 'n manier kom dit weer by die neus en in die mond uit van die kind. Of dit word onwetend ingeasem van iemand wat eiers iewerste vrylaat en wat droog geword het. Veral as die mens iewerste gekrap of gevat het, of iemand wat onwetend net vinnige irritasie in die neus en in die mond vinnig met vingers in die neus wil verwyder. Verskoning. 'n Siektetoestand van die speldwurm word enterobiose genoem. Miljarde mense is hiermee besmet. Die toestand is maar gewoon dat die anus juk en dat 'n mens 'n dringende behoefte het om daar te krap. Erge besmetting kan veroorsaak dat die vel om die anus stik en gekrap word weens die irritasie. So kan ongure bakterieë en virusse vatplek in die skaapplekke kry en met ander woorde die eierpos kan weer binne in die bloedstroom beland. Fournier's disease is een so siekte wat ons sal behandel het en daar is geskrywe op die blok daaroor. Fournier's gangreen, dit is 'n infeksie wat by die vel begin wat beskadig is wanneer daar gekrap of gejeuk is om die anus en wanneer die immuunstelsel weens bestraling of weens medikasie heeltemal uit pas is. Die vel beskadig kan ook beskadig word met 'n besering of 'n operasie wat die bakterieë toelaat om in die liggaam so te penetreer. Fournier's gangreen word veroorsaak gewoonlik deur so 1 tot 4 verskillende tipe bakterieë. Die infeksie begin gewoonlik in die area tussen jou geslagsdele en die rektum, bekend as die perineum, en verskei daarna buite. Dit versprei van daar na die geslagsdele, ook die buik en die boude met verskriklike gevolge. Die bakterieë beskadig bloedvate en produseer gifstowwe met ensieme wat die weefsel vernietig, in die volksmond bekend as vleisetende bakterieë. Die infeksie versprei langs die verbindingsweefsel tussen jou vel en die onderliggende spiere en sal die hele vel rondom en om die geslagsdele verteer. Die foto is op die blad, dit sal nie maklik op Facebook toegelaat word nie, en daarom moet julle, as julle na die foto wil kyk, moet julle liewer na Fournier's gangreen gaan kyk op die EcoHealth blog. Dit is 'n verskriklike gesig. Bewusmaking van persoonlike higiëniese metodes en dissiplines is van absolute groot belang. Ontwarming is van groot belang. En ons wil uiters beklemtoon dat daar nie net eenmaal 'n maand of eenmaal in 6 maande na ontwarming gekyk word nie. Daar moet elke dag na wurms gekyk word. En hierdie wurm kan ook in die vagina inklim, in die baarmoederbuis ingang en is ook in staat dan om dan sere in die baarmoeder en ook in die buise te veroorsaak wat ook kan lei tot endometriose. Absolute higiëne, en ons moet ons vrouens oppas hiermee, ons moenie nie oor hierdie onderwerp praat nie. Oorweeg asseblief die olies wat ons het hier by EcoHealth, wat jy elke dag in die perianale gebiede kan smeer, soos ons kasterolie of die mengsels daarvan. Ek het genoem van 'n bidet wat jy voordat jy afvee eers skoon spuit, maak seker dat dit skoon is,
en dan die area mooi skoon vee en ook die area baie mooi versorg. En ek wil beklemtoon dat nylon onderklere of onderklere wat 'n hitte veroorsaak teen die menslike lyf 'n absolute no is.